Stel jou 'n kritiese pipeline in jou liggaam voor, een wat lewensbelangrike bloed vervoer, en skielik raak daai pipeline verstop. Wat dan? Vandag duik ons diep in die ongelooflike wêreld van prostetiese oorplantings. Dis nou daai hoë tegnologie lewenslyne wat chirurge gebruik om die vloei te herstel en lewens te red. Jy weet, hierdie vraag is nie net vir die drama nie. Vir duisende mense is dit 'n skrikwekkende realiteit. 'n Verstopte slaghaar in jou been byvoorbeeld beteken intense pyn, weefsel wat letterlik begin sterf en, in die ergste gevalle, amputasie. Dis 'n absolute reus teen tyd. So, die kern van die probleem is eintlik 'n padblokkade in 'n slaghaar. Die oplossing? Wel, dis 'n chirurgiese ompad. Chirurge bou letterlik 'n splinternuwe roete vir die bloed om verby die blokkade te vloei. Maar die groot vraag is, waaruit bou hulle daardie nuwe pad? Die heel beste opsie, wat ons die goue standaard noem, is altyd om 'n aar van die pasiënt se eie liggaam te gebruik. Jou liggaam aanvaar dit net die beste. Maar, en hier is die knoop, baie pasiënte het eenvoudig nie geskikte are beskikbaar nie. Miskien is dit al reeds in 'n vorige hartomleiding gebruik of dalk is die are net te klein of siek. En dis in daardie kritiese gevalle waar prostetiese oorplantings die held van die storie word. Dit is letterlik die lewenslyn wat 'n ledemaat kan red. Goed, so ons het 'n nuwe pyp nodig, maar dis regtig nie so eenvoudig soos om gou by die hardwarewinkel in te spring nie. Om 'n kunsmatige slagaar te ontwerp wat die menslike liggaam nie net sal aanvaar nie, maar aktief mee sal saamwerk, is 'n ongelooflike ingenieursuitdaging. As jy die perfekte kunsmatige aar kon ontwerp, hier is min of meer jou wenslys. Dit moet sterk genoeg wees om nie te lek nie, maar ook buigsaam genoeg om saam met die liggaam te beweeg. Jou liggaam moet dit as 'n vriend sien, nie 'n vyand nie. Bloed moet glad daardeur kan vloei sonder om te klont. Dit moet infeksies kan afweer en dit moet maklik wees vir die chirurg om in te werk. Soos jy kan sien, dis 'n taamlike veelhuisende lysie. So, hoe het wetenskaplikes hierdie byna onmoontlike wenslys probeer vervul? Wel, vir dekades lank het die antwoord eintlik neergekom op twee groot hoofrolspelers in die wêreld van mediese materiale. Kom ons ontmoet die twee staatmakers. Eerstens het ons Dacron. Dis 'n tipe polyester. Dink daaraan as die taai, duursame werksaam. Dis perfek vir die groot hoofweë in die liggaam, soos die aorta. Dan het ons EPTFE. Dis die nuwer, meer buigsamer en soepel opsie wat makliker is vir chirurge om mee te werk, veral in kleiner are. So die keuse hang dikwels af van die ligging en die grootte, krag vir die grootes en soepelheid vir die kleineres. Goed, ons het die materiale, maar dis regtig net die begin van die storie. Die ware uitdaging is hoe hierdie kunsmatige pype in die dinamiese, lewende omgewing van die menslike liggaam funksioneer. En dis hier waar die ware chirurgiese vindingrykheid ingeskop het. Kyk, die swakste skakel is dikwels die verbinding, die anastomose, soos die dokters dit noem. Dis basies die punt waar die nuwe pyp aan die ou een vasgewerk word. Dink daaroor, jy werk 'n stywe, lewelose buis vas aan 'n lewende, buigbare aar. Dit skep 'n klomp stres op daardie punt. En hierdie wanverhouding in soepelheid kan veroorsaak dat die hele ding mattertyd misluk. Om hierdie verbindingsprobleem op te los, het chirurge oor die jare met 'n paar briljante oplossings vorendag gekom. Dit het begin met iets soos die Miller manchet, waar hulle 'n stukkie aar gebruik as 'n soort buigsame skokbreker tussen die pyp en die slagaar. Toe kom daar tegnieke soos die Taylor lap en die distale aarlap, wat die oorgang selfs nog gladder en meer natuurlik maak. Elke enkele een van hierdie stappe is 'n poging om die natuur net 'n bietjie beter na te boots en die lewensduur van die oorplanting te verleng. Dan is daar die volgende groot struikelblok, jou liggaam se eie natuurlike verdedigingsmeganisme. Die oomblik as bloed 'n kunsmatige oppervlak teekom, skree die bloedplaatjies basies vreemdeling en hulle begin onmiddellik saamkoek om 'n klomp te vorm. Dis natuurlik uitstekend as jy jouself sny, maar dit's absoluut rampspoedig binne in 'n oorplanting. En die oplossing hiervoor is regtig elegant. Dis pure chemie. Wetenskaplikes het 'n manier gevind om heparin, 'n baie kragtige antistolmiddel, permanent aan die binneste oppervlak van die oorplanting vas te heg. Hierdie onsigbare laagie maak die oppervlak bioaktief en sê basies vir die bloedplaatjies, alles is reg hier ouens, beweeg maar net aan. Dit verminder die risiko van 'n gevaarlike klont dramaties. En dan is daar die vloei self. Hier is iets wat min mense besef. Bloed vloei nie soos water in 'n reguit tuinslang nie. Dit het 'n natuurlike, sagte spiraalbeweging. 'n Stywe reguit pyp ontwrig hierdie pragtige patroon en skep turbulensie.
En daai chaotiese vloei kan die wande van die aar beskadig en uiteindelik lei tot presies die tipe blokkasies wat ons in die eerste plek probeer vermy het. Nou, hierdie aanhaling klink dalk 'n bietjie tegnies, maar dit slaan die spyker op die kop. Neo-intimale hiperplasie is basies net 'n fancy term vir die oorgroei van littekenweefsel wat die pyp stadig maar seker vernou. Die teorie is dis briljant eenvoudig. As jy 'n oorplanting kan ontwerp wat daardie natuurlike spiraalvloei van bloed naboots, verminder jy daardie skadelike weefsel ophou. Deur die natuur te volg, werk die tegnologie net eenvoudig beter. Natuurlik. Ten spyte van al hierdie ongelooflike innovasies, is dinge nie altyd perfek nie. Dis belangrik om te verstaan wat die risiko's is en hoekom die soeke na daai ideale oorplanting nog steeds aan die gang is. Hierdie tydlyn wys baie duidelik dat 'n oorplanting op verskillende maniere en op verskillende tye kan misluk. Heel vroeg in die eerste maand is dit dikwels 'n tegniese probleem met die operasie self. Op die mediumtermyn is die skuldige gewoonlik die liggaam se eie oor-entoesiastiese genesingsreaksie, daai meo-intimale hiperplasie wat littekenweefsel bou en die pyp vernou. En dan, jare later, is die oorsaak dikwels die oorspronklike siekte wat maar net verder gevorder het. Infeksie is seker een van die ernstigste komplikasies, maar soos hierdie grafiek wys, alhoewel die risiko altyd daar is, iewers tussen 1 en 6%, is dit gelukkig nie die mees algemene uitkoms nie. Die goeie nuus is dat die oorgrootste meerderheid van hierdie prosedures heeltemal infeksievry is. Goed, na al die uitdagings en probleme, kom ons eindig met die regtig opwindende deel, die toekoms. Wat lê voor vir hierdie lewensreddende tegnologie? Die toekoms lyk of dit in 2 hoofrigtings beweeg, en albei is nogal asemrowend. Eerstens, beelvervaardigde bloedvatte. Stel jou vir 'n oomblik voor, 'n oorplanting dat in 'n laboratorium uit regte menslike selle gekweek word en wat 'n lewende, natuurlike plaasvervanger skep. En tweedens, slim oorplantings. Kunsmatige pype met ingeboude tegnologie wat alself kan monitor. Hoe sou so 'n slim oorplanting nou eintlik werk? Wel, dis nogal eenvoudig as jy daaroor dink. 'n Klein sensor binne in die oorplanting monitor konstant die bloedvloei. Daai data word dan aan die wolk gestuur waar 'n algoritme soek vir die kleinste tekens van moeilikheid. Solank voordat die pasiënt enigiets voel, kry die dokter 'n waarskuwing. Dit verander alles van reaktiewe chirurgie na proaktiewe instandhouding. Dit kan misvlekking heeltemal voorkom. En dit bring ons by ons laaste en miskien die mees prikkelende vraag van almal. Wat as ons nie meer afhanklik hoef te wees van plastiek of selfs gekweekte weefsel nie? Wat as ons eendag 'n perfekte, lewende, pasiëntspesifieke slagaard kan 3D druk net daar op aanvraag gereed vir inplanting? Dis die uiteindelike doelwit in hierdie veld. 'n Toekoms waar 'n geblokkeerde lewenslyn onmiddellik vervang kan word met 'n perfekte, lewende kopie.